En geliefdes, net voordat ons lees en ek vir ons 'n gebed doen, wil ek julle net herinner, ons het verlede naweek en veral Sondag stilgestaan by die feit dat Jesus leef en dit beteken jou versoening is nie net 'n moontlikheid nie, dis nie 'n miskien nie, dis nie dalk as jy genoeg doen of hard genoeg probeer het of genoeg geglo het in en van jouself, dan gaan God jou red nie. Christus se opstanding is soveel meer as dit. Christus se opstanding waarborg vir die gelowige ewige lewe. En dit is vanmôre se tema, dat omdat Christus leef, het jy die ewige lewe. Dis nie net iets wat jy eendag hoop om te beerwe nie, dis iets wat jy ontvang die oomblik wat jy wedergebore word. Dis joune. Jy het dit, jy kan dit koester, jy kan dit waardeer, en waar ons stilstaan is, Dr. John MacArthur het so 'n bepaalde gesegde gehad, waar hy gesê het, as dit kom by ons sonde leer, is daar 3 belangrike dinge wat die evangelie vir elke gelowige bied. Eerstens gaan dit daaroor dat dit jou vry maak van die straf van sonde. Dat jy nie tot God kan nader nie, dat daar geen toenadering kan wees solank as wat sonde teenwoordig is nie. En jy is dood as gevolg van jou sonde. Julle gaan dit sien in die eerste 4 verse, beskryf Paulus daai hele realiteit, die hele paasboodskap, maar ons gaan nie daar stil staan vanoggend nie. Maar ek wil net julle herinner, die straf van sonde is van jou af weggeneem in Christus se kruisdood. Deur sy opstanding gaan dit dan oor die houvas van die sonde. So omdat Christus leef, het sonde nie meer houvas op jou nie. Jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Jy is vrygekoop. En dit moet in ons identiteit en in ons harte iets anders teweegbring, broer en suster. Dat ja, jy is nie in die Here en ja, jy stry teen die sonde, maar dit het nie 'n impak op jou status voor God nie. Jy bly geregverdig. Nie op grond van jou eie verdienste nie, maar op grond van Christus se verdienste aan die kruis. Dan, waarna ons vandag gaan uitsien, hierdie ewige lewe elemente 2 kante. So ons gaan nou vir die volgende 2 sondae 'n bietjie praat daaroor, inleidend. Ewige lewe is reeds nou in jou midde. Ewige lewe is ook natuurlik die hemel, maar ek wil julle net vanmôre uitdaag om daar te gaan dink dat jou redding gaan nie net daaroor dat jy eendag hemel toe gaan nie. Dis dieper as dit. Jou redding gaan nie net oor eendag. Dis nou fantasties, ek hoor dit, maar dis vir later in my lewe. Dit is dan eers wanneer dit werklik betekenis kry. En ek wil julle net vanmôre 'n bietjie help om te sê, jou redding, jou vryspraak, jou regverdigmaking in die Here is ook in hierdie lewe vir God belangrik. Dit het 'n doel. So ons gaan 'n bietjie vir mekaar vra, wat is die doel aan die hand van Efesiërs 2 vers 1 tot 10. So jy is nie net gered van iets nie, jy is gered tot iets. En ons gaan dit vandag inkleer, wat is daardie tot, waarna toe jy verlos is. So kom ons lees saam, Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Opskrif, lewe uit die dood. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Hoor julle die paasboodskap? Is dood in jou oortredinge, jy moes ook soos die ander mense gestraf word. So as die Here besluit het, broer en suster, hierdie is die radikale implikasie, hy red absoluut niemand. Is daar geen onreg wat gepleeg is nie. Want niemand verdien die hemel nie. Niemand verdien God se genade nie. Ons is almal ewe verlore. So, dan kom ons by vers 4, dis die keerpunt in die geskiedenis, en ook vanmôre, maar God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief. En deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. En hier is nou ons kernverse vir vanoggend.
Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Julle redding kom nie uit julleself nie. Gemeente, asseblief laat daai net so bietjie hang. Jou redding kom nie uit jouself nie. Punt. Hoor julle dit? Jy kan jouself red nie. Jy kan jouself help nie. Jy is verlore. Jy maak elke dag jou skuld groter. Punt. Nie, maar ek probeer, maar ek glo, maar ek het eenmaal 'n keuse met. Nee. Dis wat dit is. Dis die evangelie. Jy is deur God se genade gered. En nou gaan 'n bietjie met julle praat oor daai woord deur geloof. Wat dit presies beteken. Vers 9. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Hoor julle dit? Jy gaan of my vra, Julian, dit maak my ongemaklik, want wat van gehoorsaamheid? Waar speel gehoorsaamheid dan 'n rol as Paulus sê dit gaan nie oor verdienste nie, dit is 'n gawe van God. Ek gaan julle vanmôre 'n bietjie help. Maar hoor, dis 'n gawe van God, dis nie deur julle verdienste nie en daarom het niemand rede om op homself trots te wees nie. Vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Net tot sover. So gemeente, Paulus sê 'n paar goed hier wat as ons nie versigtig is nie, ons dit kan mis. En my gebed in hierdie reeks wat ons doen, as ons praat oor omdat hy leef, hoofsaaklik wil ek sommer van die staanspoor af vir u sê, dit gaan daaroor dat ek wil hê ons as 'n gemeente, hulle wat aanlyn luister, dat jy as 'n Christen hoor, jy moet die volgorde reg kry, want as jy die volgorde verkeerd kry, dan loop jy die gevaar om afstand te bring tussen jou en die Here. Wat bedoel ek daarby? As jou redding nog 'n saak is wat jy moet uitmaak met die Here in terme van verdienste, wil ek net vir jou sê, jy stel jouself op vir 'n lewe gekenmerk deur twyfel. Want jy gaan nooit genoeg kan doen nie. Jy gaan nooit gehoorsaam genoeg kan wees nie. Jy gaan nooit die mas opkom nie. Die aanklaer gaan jou heeltyd herinner hoe ver jy kort skiet. En almal van ons in hierdie kerkgebou, hulle wat aanlyn luister, weet dit. Jy gaan enige vorm van opregte gehoorsaamheid gaan jy vernietig. Want jou gehoorsaamheid word in Engels sê hulle a means to an end. Jy wil graag hemel toe gaan, jy is dalk bang vir die hel, so daarom lewe ek 'n sekere manier uit vrees uit, want ek wil graag hê die Here moet my red. Ek wil graag hê die Here moet my in die hemel toelaat. Maar hier is nou die kruks van die saak. As jy dit net mooi deurtrek na sy fondament toe, dan sê jy eintlik dis nie God wat jou red nie, maar jy. Omdat jy geglo het, omdat jy gehoorsaam was tot die beste van jou vermoë, ten minste het jy probeer ensovoorts, daarom moet God jou aanvaar. En dis nie die Bybelse volgorde nie. Die Bybelse volgorde is jy glo omdat God jou uitgekies het vir die grondlegging van die aarde. Jy is wedergebore en ons het daar nou baie van mekaar gesê, dit is 'n wonderwerk dat iemand wedergebore word. God red. Die Here maak nuut. Jy is 'n nuwe maaksel en ek wil graag hê gemeente ons as Christene in 2026 moet dit regtig omarm, want die idee is dat ek en jy uit daai vryheid leef. Dis die idee. Kan julle die verskil hoor van 'n Christen wat hoop hy gaan eendag gered word, teenoor iemand wat waarlik glo en werklik glo die belofte van die Bybel is waar, dat dit is 'n gawe van God. Dis nie iets wat ek kan verdien nie. Die oomblik wat jy dit verdien, is dit tog nie 'n geskenk nie, is dit? Die oomblik wat jy dit moet verdien, is dit tog nie genade nie, is dit? Dis so die evangelie moet julle hoor, dit word vir jou geskenk. Ja, ek en jy voer keuses uit. Ja, ek en jy beleef ons het nuwe begeertes in ons harte. Ons wil die Here nou dien. Ek wil die Here loof en prys. Ek wil gehoorsaam wees, maar hier is die kruks. Daardie wil om dit te doen, kom uit die hemel uit. Nie uit jouself uit nie. Die Here gemeente loop hierdie pad met elke gelowige en ons gee aan God alle eer. Dit is so wonderlik, omdat hy leef, het ek en jy ewige lewe. Want hoor net gou kort. Ons vra vanmôre die vraag, wat is die doel van ons verlossing? En ons sien dit in vers 8 tot 10. Dat dit gaan nie oor die mense selfvervulling nie.
Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie daaroor dat jy verlore was en bietjie ongelukkig was en jy maak sekere foute en slegte besluite in jou lewe en nou maak jy 'n eenmalige besluit om jou lewe vir die Here te gee en jou hart vir die Here oop te stel en om aan te neem as jou verlosser en saligmaker en nou gaan jy probeer om jouself te verbeter nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan alleenlik oor God se heerlikheid en sy glorie. As jy dink aan Psalm 23, God se motief vir hoekom hy dinge doen, is deurlopend in die Bybel, want dit strek tot eer van sy naam. Tot eer van sy naam. So ek mag julle hoor vanmôre, dat Christendom gaan nie oor selfvervulling nie. Floreer jy as mens beter, wanneer jy in verhouding met God staan? Absoluut. Voel jy meer vry, bly, daar's vreugde in jou hart? Absoluut. Maar as met hoor, dit gaan nie primêr daaroor nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor God. So, ek wil julle net vat na hierdie gedagte toe. Dat as jy nou teruggaan na Efesiërs toe, vers 8 tot 10 is waar ons gaan stil staan vanoggend. Lees ons dat die Here ons gemaak het wat ons nou is. So julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Nou ek wil net daai eerste gedeelte vir julle verduidelik vanoggend. Geloof is nie die grond van jou redding nie. Dis die middel. Maak dit vir julle sin? Bedoelende, dis nie op grond van geloof dat jy gered is nie. Dit is wat die Here vir jou skenk om hierdie wonderlike gawe van redding en vryspraak en so aan jou eie te maak. Dis die middel. Dis die middel. Maar jy staan nie voor God en sê ek is nou geregverdig omdat ek glo nie. Jy glo omdat jy regverdig is. En daai volgorde is belangrik. Daai volgorde is belangrik. So, hierdie redding kom nie uit jouself uit nie, dis 'n gawe van God, het ons nou die hele Paasnaweek oor gesels. Dan vers 9, dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. So asseblief hoor. Vir die Christen is ons identiteit nie iets wat jy moet bou nie. Dis nie iets wat jy skep nie. Die Christelike identiteit is iets wat jy ontvang. Dis iets waarmee God jou geskape het. Jong mense, ou mense, ek wil hê julle moet vandag hoor. Elke liewe een van ons in hierdie kerkgebou is deur God beplan. Psalm 133, een van my gunsteling tekste in die Bybel, sê dit, dat nog voordat ek gevorm is in die skoot van my moeder, het die Here my gesien. Hy sê vir Jeremia en Jesaja, voordat jy gebore is, het ek jou uitgekies en afgesonder om 'n profeet te wees vir die nasies. Jou lewe is deur God beplan, jou identiteit. So hoor julle, jy kan nie druk afhaal, jong mense. Jy's nie hier om uit te figure wie jy is nie. Jy stap 'n pad saam met die Here en ontdek waarvoor het God jou hier geplaas. Hoekom het God jou geskape? Wat is jou gawes en talente? Wat is jou persoonlikheid? En hoe kan jy dit in diens stel van God se heerlikheid? Dis baie anders as wat ons dit baie keer maak. En is dieper as wat ons dit baie keer maak. So, jou identiteit is nie iets wat jy opbou nie, dis iets wat God skep. En nou, wanneer jy tot geloof kom, is dit iets wat nuut gemaak word. Herskep word. Hoor julle dit? Ja, so hoor asseblief, jou identiteit is nie iets wat opgebou word nie, dis iets wat die Here geskep het. En ons leef in 'n wêreld, en hierdie is my so belangrik, ons leef in 'n wêreld waar jy toegang het tot 'n klomp opinies aanlyn. En elke Jan Rapp en sy maat kan nou sy eie kerk gaan plant aanlyn. En almal van ons, en ek wil asseblief julle 'n bietjie daaroor gaan dink, julle gebruik baie keer teologie as 'n buffet ete. Ek luister so 'n bietjie Joel Osteen, ek luister so 'n bietjie na hierdie ou, en dan luister ek so 'n bietjie na Dominee Julian, en dan luister ek na die ou, en as jy mooi gaan sit en dink, ons preek uiteenlopende boodskappe. Dit wat ons preek is nie dieselfde nie. Want dit mense aanlyn wat sê, jy kies God, en op grond van daardie keuse wat jy uitoefen, red God jou. Grondvlak, jy het 'n aandeel in jou saligheid, jy het 'n rol te speel in jou redding. En dan kom jy vanmôre hiernatoe en jy hoor die teenoorgestelde. God red jou, die Here reik uit na jou toe, hy maak jou nuut. En daarom pleit ek by julle gemeente, dis wonderlik dat ons die tegnologie het om na klomp mense te luister, maar julle moet onderskei. Julle kan dit nie hanteer as 'n buffet ete, dat ek luister nou na die ou en dan na die ou en dan na daai ou, en almal, ons hanteer dit asof almal ewe reg is. En dis oneerlik. Want ons kan nie almal reg wees nie. En ons weet dit. Kom ek gee julle 'n praktiese voorbeeld.
In die ortodokse Jodendom glo hulle nie Jesus is die Messias nie. Hulle glo, as jy praat oor Jesus, hy was 'n valse profeet wat teen God gelaster het en daarom was die Jode reg om hom te kruisig. As jy praat met 'n moslim, dan sal hulle vir jou sê Jesus is 'n profeet. Jesus is 'n gestuurde boodskapper van God, maar Jesus was nooit gekruisig nie. God het dit laat lyk soos Jesus, maar dit was nie Jesus nie. Dan kom jy na die kerk toe en die kerk sê vir jou, Jesus is die tweede persoon van die drie-eenheid. Hy is God. En hy het 'n menslike natuur aangeneem. Hy was mens en God tegelyk. En dit is bo ons vuurmaakplek, maar dis wat ons bely, en dis wat die skrif aan ons openbaar. Al drie van ons kan nie reg wees nie. Dis net 'n voorbeeld. Ons kan nie maak asof almal se opinie ewe reg is en almal se interpretasie ewe reg is nie. Ons is oneerlik. En die evangelie is te belangrik. Is te belangrik dat ons maak asof hierdie verskille nie saak maak nie. So ek noem dit vir julle, want ek wil hê julle moet mooi hoor. Paulus sê vir jou redding kom nie uit jouself uit nie, dis 'n gawe van God en jy's nuut gemaak in die Here. Dis duidelik. Geloof is dis die middel, nie die begronding nie. En as skrifgetuienis, as julle my nie wil glo nie, ek gee vir julle 'n paar tekste. Filippense 1 vers 29 sê dit is aan julle gegee om te glo. So waar kom geloof vandaan? Die hemel, van God af. Hy gee dit aan ons. Johannes 6 vers 44, niemand kom na Jesus toe tensy die Vader hom trek nie. Kan 'n mens dus op grond van ons eie vermoë tot God nader? Nee. Niemand kan nader kom tensy die Vader hom trek nie. Filippense 1 vers 29, niemand kan glo tensy dit vir hom of haar gegee word nie. Handelinge 13 vers 48, hulle wat bestem was daarvoor, het tot geloof gekom. Hulle wat daartoe bestem was, het tot geloof gekom. Hebreërs 12 vers 2, Christus is die begin en die volëinder van die geloof. Hy is die begin van jou geloof. Hy is ook die een wat dit in stand hou. Hy is die een wat dit laat groei. Hy is die een wat jou in die palm van sy hand hou. En onthou julle nou Johannes 10 vers 35 rond waar Jesus sê, die Jode glo nie want hulle is nie my skape nie. En dan sê hy daar, ek hou my skape in die palm van my hand en geen een van hulle sal verlore gaan nie. So gemeente, iemand wat in Christus uitverkies is, kan nie verlore gaan nie. Die groot vraag vir ons as 'n gemeente vanoggend is, glo jy hierdie woorde oor jou lewe? Dat jou redding, jou wedergeborenheid, jou nuutwording is aan jou geskenk deur God. Kom nie uit jouself uit nie. Kan nie. Dit kan nie. As God nie lewend gemaak het nie, sou niemand ooit geglo het nie. Dis die beginsel. As God nie nuut geskep het nie, sou niemand tot God genader het nie. So asseblief moenie hoor vanoggend dat uitverkiesing beteken iemand kan probeer, maar as jou naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, dan is jy verlore nie. Dis nie waar die uitverkiesing gaan nie. Die uitverkiesing leer dat niemand sal die behoefte hê, die wil hê om tot God te nader, as God hulle nie nuut maak nie. Dis waar dit gaan. So iemand wat nie uitverkies is nie, gemeente, het geen behoefte om tot God te nader nie. En dan sal die hemel vir hom of haar hel wees, want ek wil nie in God se teenwoordigheid wees nie. Nie is in hierdie tydelike lewe nie, nou wat nou nog van ewigheid. Dis iets om aan te kou. Dis iets om aan te kou. Samevatting, jy het nie jouself gered omdat jy glo nie. God het jou gered en daarom glo jy. Daai volgorde is krities belangrik. Ter afsluiting wil ek net vir julle vra, waarheen nou Grobrosdal? 6 jaar terug het ek vir julle 'n vraag gevra, waar ek onthou ek het die gestaan, nie uit kweekskool uit, eintlik nog besig om te studeer, en ek vra toe vir u, as ons gemeente haar deure sluit, sal ons gemeenskap dit agterkom, behalwe dat daar nie op Sondag 'n erediens was nie. En baie van ons het onseker na mekaar gekyk en gesê, ons weet nie eintlik nie. En nou 6 jaar later, wil ek weer daai vraag vir julle vra. As ons gemeente nou haar deure moet sluit, sal die gemeente dit agterkom, behalwe vir eredienste. En julle het gesien na die begroting, julle het gesien wat ons gemeente doen, julle het gesien hoeveel noodverligting daar is, julle het gesien
hoe ons sigbaar is en wat se voetspoor ons in ons dorp trap en weier. En is wonderlik. God doen dit. Die Here bewerk dit so. So ek vra weer die vraag, want dit is goed dat ons reflekteer. Waarheen nou? Wat is die volgende seisoen waartoe die Here ons roep? En ek het 4 goed neergeskryf wat ek vir julle wil gee. 1, ek bid dat julle 'n gemeente sal wees wat weet wie julle is. Nie wonder of twyfel nie, maar seker is oor wie jy is. Bedoelend dat jy leef uit daardie identiteit uit. Jy is nou voor God regverdig vir altyd. Dis eenmalig, dis vas, maar die Here is in 'n proses om jou gelykvormig te maak aan die beeld van sy seun. Dit beteken heiligmaking en dit, broer en suster, is 'n proses. Lewenslang. Wat ons gaan stry teen die sonde. Lewenslang. So, 2, ek wil hê ons moet 'n gemeente wees wat daarom ernstig is oor sonde. Dit is my droom vir ons, my gebed vir ons. Dat ons nie vrede in ons harte het met sonde nie. Ons is ongemaklik daarmee. 3, ons is 'n gemeente wat sigbaar in ons dorp, families, huisgesinne anders leef, omdat hy leef. Dit beteken, ons lewe getuig in ons werke, ons huisgesinne, ons verhoudings, dat ons lewe onder die heerskappy van ons Here Jesus Christus. En dis baie moeilik baie keer, want dit bring spanning in 'n huisgesin, in die huwelik, tussen ouers en kinders. Maar dis waarna ons strewe. En mag die Here vir ons onderskeid gee om dit te doen. Laastens, dat ons 'n gemeente sal wees wat lewe tot God se eer. Dit is ons hoogste doelwit, ons hoogste visie wat ons dryf. Want asseblief hoor my vanmôre. Jy kan alles vergeet wat ek vir jou gesê het. Hier is die kruks. Christendom, broer en suster, gaan nie net daaroor dat jy luister nie. Maak dit vir jou sin? Christendom gaan nie net daaroor dat jy luister nie. Bedoelend erediens bywoning, die preke kyk aanlyn ensovoorts nie. Christendom is iets wat jy leef. Jy leef dit. Jy bring jou gawes en jy dien. Dan leef jy jou Christendom uit. Solank as wat jy 'n toeskouer is, leef jy nog nie regtig nie. En onthou, die Here het jou nie gered net om eendag hemel toe te gaan nie. Hy het jou gered om nou anders te leef. En nou 'n lewe te hê wat getuig van sigbaarheid. So ten slotte, gemeente, omdat hy leef, het ons die ewige lewe reeds nou. Ek gaan volgende Sondag met julle gesels oor die ewige lewe in die hemel. En wat sê die Bybel oor die hemel? Hoe lyk die hemel? Maar ook omdat hy leef, het ons 'n nuwe lewe nou reeds. En dit is dis 'n oproep tot verheerliking, nie selfverheffing of verbetering nie. Christendom is nie motivering om 'n beter jy te wees nie. Dit is dieper as dit. Dis om lewe te spreek oor dooie mense. Almal van ons het lewe nodig. So dis 'n oproep om te lewe soos mense wat regtig glo hulle is nuut. Wat glo hulle is nuut. Hoe lyk dit in jou werksplek, in jou verhoudings, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders? Hoe lyk dit? Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons vanmôre na U toe kan kom en dat ons kan hoor dat ons redding het 'n doel en dit is om ons gelykvormig te maak in die beeld van die Seun, dat ons meer en meer soos Jesus sal lyk, soos Jesus sal optree. En dit wat vir Jesus na in die hart gelê het, was gehoorsaamheid. Maar dat ons vanmôre sal hoor as 'n gemeente, ons is gehoorsaam omdat ons U liefhet. Ons is gehoorsaam omdat ons geregverdig staan voor U. Gehoorsaamheid is nie die gronde waarop ons staan nie. Dis die vrug, die voortvloei van my wedergebore hart. En Here, mag dit werklik by ons insink, dat ons 'n gemeente sal wees wat weet wie ons is, wat erns maak met die sonde, wat ons roeping uitleef om anders te lewe in ons dorp, in ons werksplek en oral waar ons beweeg, want U is by ons. Here, dankie dat U leef en dat U die ewige lewe vir ons geskenk het en dat dit nie net in ons koppe eendag moet wees nie, maar nou al reeds iets is wat teenwoordig is in ons harte. Ek bid vir elke huisgesin hier teenwoordig dat U hulle ryklik sal seën in hierdie week, dat U vir ons die gawe van onderskeid sal gee om op te tree volgens U wil en nie ons eie nie. Om die knie te buig onder U heerskappy en nie ons eie nie. Dat ons hierdie nuwe identiteit sal uitleef tot eer van U naam. Ja, geef ons die gawe van onderskeid en beskerm ons asseblief van die bose. En vergewe ons oortreding, Here, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree.
In Jesus naam. Amen.